Goeiemôre vriende, goeiemôre almal wat my stem kan hoor. Ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus. Is weer lekker om vir julle te kan groet in die naam bo alle name en sy naam is Jesus. So my groot voorreg vandag om weer eens op hierdie platform te wees en vir almal te sê julle moet 'n lekker dag hê. Amen. Prys die naam van die Here. So vandag, die wat my nie ken nie, ek is Mitchell Plaatjes. En vandag praat ek van ons kerk van Houtkruis af en ek wil vir julle bemoedig weer eens vanoggend 'n lieflike woord wat die Here op my hart gelê het om vir julle te deel vanoggend. Bybel sê in Johannes 10 vers 10 sê die Bybel, die dief kom nie behalwe om te steel en dood te maak en te vernietig. Maar die Here sê vanoggend, Abba sê vanoggend, ek het gekom sodat hulle lewe mag hê en dit in oorvloed mag hê. So dit is my bemoediging vanoggend. Ek wil vir julle sê die dief, hy kom nie vir iets anders sê. Hy kom om jou lewe te destrooi. Hy kom om vir jou stikkend te maak. Hy kom om jou goals en jou drome te steel. En dit is presies wat hy met my gemaak het. Ek het klomp goals gehad, ek het drome gehad wat ek wil bekom. Maar hy het dit alles kom steel, hy het my skoolloopbaan kom steel. Hy het my relationship kom steel wat ek gehad het, saam met my en my familie. En toe ek my oë oop maak, toe maak my oë oop in plekke waar ek nie wil gewees het aan die einde van die dag nie. En het my drome het hy gesteel. Ek het altyd vir my ouers gesê, vir my ouma en my oupa daar wat ek groot geraak het. Ek raak in 'n baie mooi dorpie groot met die naam van Suurbrak. Net so 25 kilometers van Swellendam af, 'n pragtige dorpie lê so teen die voet van die berg. En daar het ek groot geraak in daardie dorpie waar ons groot gemaak gewees het met jou kind is my kind en my kind is jou kind. Maar as ek groot geraak het, het ek moet 'n keuses maak in die lewe en ongelukkig het ek 'n verkeerde besluite gemaak. Ek het laas gesê, die Bybel sê daar's 'n pad wat vir jou reg lyk en alles was het kwaai gelyk vir my, alles het lekker gelyk, maar die einde daarvan was die dood gewees. Maar ek wil vir julle sê vandag wat Johannes sê, en dit is toch so die waarheid. Ek het alles verloor, wat ek wil bekom het, ek het in die skool uitgedrop en ek het probeer iets bekom in die lewe in, maar hierdie duiwel, hierdie dief het dit kom steel. Maar toe kom Jesus 18 jaar terug en hy kom en hy gee my lewe, gee hy van my terug. As ek laas gesê het, ek was betrokke gewees in gangs, ek was betrokke gewees in dwelms, ek het dwelms verkoop, ek was in gangs gewees en so, baie keer moet ek al dood gewees het, baie in die hospitaal opgeëindig, daar wat ek in die tronk geleer het, en ek het myself gesê, terwyl ek aan die gevangenis leer, hoekom moet jy so aangaan, Mitchell? Kan jy nie, ek het nooit geweet dat God het 'n plan vir my lewe nie, en ek kan nog mooi onthou, die dag wat ek in die gevangenis uitstap, het ek myself gesê, Abba, ek gaan my lewe nou vir u gee, en so het ek my hele lewe vir die Here gegee, en die dag toe ek na die Here toe stap, en nou, voordat ek na Abba toe gekom het, het die duiwel gekom, en hy het my hele lewe, kyk die gangnommer sê, daar's 'n hek in, maar daar's nie 'n hek uit nie, en net so het hy my kragte het hy van my af weggevat. Ek kon nie vir myself besluit dat ek het 'n kontrak geteken met Satan, en die kontrak was gewees, die agreement was, as jy in is, that's no way uit die enigste way uit is die dood. Maar toe sê Jesus, dat is 'n lieg, dat is 'n leuen, as 'n leuen wat hy vir jou vertel, en Abba sê, ek is die weg uit, ek is die waarheid, en toe ek na Jesus toe stap, dus my hele lewe nooit weer dieselfde nie. Ek kan onthou toe ek na Jesus toe kom, na Abba toe kom, en toe hy vir my weer my lewe vir my teruggee, soos die skrif sê in Handelinge 1 vers 8, jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en net soos ek die krag ontvang het, die krag wat die duiwel gevat het, van my af, het die Here vir my dubbel kom teruggee, en hy gee vir my weer vir my die krag, en die krag het so gegroei in my oor hierdie jare, dat ek Abba se getuienis bekom. Bybel sê dat jy sal my getuienis wees in Judea tot in Samaria, en
reg oor die wêreld en net so wil God vir my en vir jou gebruik om sy getuienis te wees. Net so wil Abba wil hê. Hy wil hê ons moet sy getuienis wees. Ons moet gaan van straat tot straat. Ons moet gaan van dwelmhuis tot dwelmhuis. Ons moet nie 'n huis mis nie. Ons gaan tot binne in die bosse. Daar wat ek vandaan kom, ek het in bosse gesit. Daar gesit en dwelms gebruik. Ek het die nommer het ek gesabella tussen die ouens. En net so het gebruik Abba vir my vandag om terug te gaan om vir die ouens te sê vandag. Ek wil vir julle sê vandag, die wat my stem luister, daar is 'n way uit. En die way uit is Jesus. As hierdie Mitchell dit kon gedoen het, kan jy dit ook doen. Want God wil vir jou gebruik. Jou storie kan 'n blessing bekom vir iemand anders. Bybel sê in Matteus 4 vers 1, toe as Jesus die Gees in die woestyn ingelei, en die Bybel het hom daar versoek, en onthou net vandag, die wat vandag klaar by die Here is, dis tyd dat ons binne in 'n woestyn moet kom, waar die Gees van die Here vir ons, want dis daar wat God vir jou train, dis daar wat Abba vir jou reg kry, vir die purpose wat hy vir jou lewe het, en dit is om siele te wen vir Abba. Ek wil vandag vir jou sê, kom ons kom by mekaar en kom ons wen siele vir Abba. Kom ons kom vissermanne, kom ons gaan uit en ons gaan vang die vis. Verlang het ons die net aan die verkeerde kant gegooi, maar op grond van Abba se woord sê hy vandag, gooi jou net aan die regte kant, en net soos jy op hom woord jou net gooi vandag, gaan jy visvang vir Jesus. Die Bybel sê, Abba se woord sê, die arbeid, halleluja, die oes is ryp. Amen, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. God soek vandag nog Mitchell. Hy soek vandag om uit te kan gaan. En kom ons gaan uit en kom ons gaan haal vandag ons broers en ons susters wat vasgevang is in dwelms, wat vasgevang is in gangs. Kom, laat ons nie nog 'n seun en nog 'n dogter verloor op die strate nie. Kom, ons bring vir hulle huis toe. Kom, ons bring hulle na die huis van die Here toe. Want as Abba dit vir my kon gedoen het, as hierdie Jesus dit vir my kon gedoen het, kan hy dit ook vir jou doen. Mama en papa vandag, die wat my stem hoor, as jou seun of jou dogter in gangs en in dwelms is, kyk wat het Jesus vir my gedoen. Hy kan dit ook vir jou kan doen vandag. Kom vandag, laat ek 'n gebed doen vandag saam met, want ons was vanoggend uit gewees, Houtkruis, ons was vanoggend uit gewees, ons het die strate ingegaan en ons gaan visvang vir Abba. Kom, laat ons uitgaan en kom, laat ons uitreik na ons jong mense toe, wat 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Abba, Vader, ek sê vandag dankie vir u krag en u genade wat u vir ons lewens het. Ek bid vandag vir almal, my vriende, almal die mense reg oor Suid-Afrika. Ek bid dat u vir ons moet gebruik die kerk vandag om 'n verskil te kan maak in hierdie wêreld. Kom ons gaan uit en gee vir ons die nodige krag. Laat u krag op ons kom en dat ons 'n verskil maak in hierdie wêreld. Ek loof en ek aanbid u. Dankie dat u nou 'n jong man aanraak, dat u nou 'n jong dogter aanraak wat besig is met verkeerde dinge. Ek bid vandag dat u ons families aanraak vandag in Abba se naam. Amen en amen. Julle moet 'n geseënde dag hê. U sal weer hoor van ons. Amen. Het 'n geseënde dag, geniet die dag, maar moenie vergeet om 'n verskil te maak elke dag in iemand se lewe nie. God bless you. Amen.